Goeiemôre wiskundemaats. Ek is baie opgewonde om saam met julle deur kwartaal 3 te werk. Ons trek nou by week 1 en ons gaan hierdie week kyk na massa. So kom ons spring weg. Hier het juffrou vir julle 'n lekker omskakelingstabelletjie geplaas sodat julle kan sien hoe om te skakel van ton na kilogram en van kilogram na gram. Nou onthou, dis baie lekker om te weet dat wiskunde vir ons maklik is. En ons gaan dit, wanneer ons massa doen, vir ons dit so maklik as moontlik maak, sodat wanneer ons werk met gramme en kilogramme, dat ons almal omskakel, dat hulle dieselfde is. Want dis makliker om te sê 1000 gram plus 1500 gram, as om te sê 1000 gram plus 1,5 kilogram. Verstaan wat juffrou sê, dan kan julle almal dieselfde gaan maak en dan is julle sommetjies sommer baie makliker. So maak vir julle lekker kleurvolle nota van hierdie omskakelingstabel en dan kyk ons by volgende skyfies. Hoe kan ons dit gebruik? Ons skop ons oefening af met lekker hoofrekene en dan gaan ons kyk na die skatting en die omskakeling van gram na kilogram of kilogram na gram. Nou by oefening 1 gaan ons nou identifiseer wat is ligte goedjies, wat weeg min. Nou wanneer ons met 'n baie klein, 'n baie ligte voorwerp werk en ons meet ons dit in gramme. Wanneer ons met swaar voorwerpe werk wat ons gemeet het, werk ons in kilogram. En wanneer ons met uitermate groot goed werk, soos trokke ensovoorts, dan werk ons in ton. So hier gaan ons nou identifiseer wat is gram en wat is kilogram. En dan gaan ons ook ons omskakelingstabel gebruik op ons vorige skyfie, om dan vraagie nommer 3 te antwoord. Daar sê, ek hoop julle geniet dit. Ons gebruik verskeie meetinstrumente om te weeg. So ons het 'n badkamerskaal, ons het 'n digitale badkamerskaal, dan het ons 'n digitale kombuisskaal en dan 'n analogiese kombuisskaal. En dan by 1.3 en 1.6 kan julle sien, dit is 'n lekker balansskaal waar ons die gewiggie skuif op die kilogram en dan op die gramme sodat hy balanseer. Nou hier kan julle lekker vir ons by volgende skyfie kyk waar ek dit vir julle vergroot het. Dan gaan skryf julle vir my die gewigte van elke skaal neer. Nou hier gaan ons nou kyk op bladsy 107 na probleemoplossing. Dis altyd baie lekker om met probleemoplossing te werk, want dit is so 'n lekker kopkrap, maar eintlik is dit so eenvoudig. Ons gaan altyd eers kyk na wat die vraagie vir ons vra. Wil hulle hê ons moet die getalle optel of aftrek of vermenigvuldig of deel? Wanneer ons woordsommetjie baie mooi aandagtig deurgelees het, dan gaan kyk ons na die getalle wat hulle wil hê ons moet gebruik en dan skryf ons vir ons 'n lekker getalsin neer. En so kan ons dan die sommetjie lekker uitwerk. Wanneer ons met probleemoplossing werk, maak seker hulle vra vir jou of 1 of 2 of dalk soms meer sommetjies op in een vraag. So maak seker dat julle weet presies wat hulle van julle vra. As julle enige hulp nodig het met oefening 3 of enige van die ander oefeninge, julle is baie welkom om my te vra en dan stuur ek vir julle 'n lekker kort videoetjie of 'n lekker verduidelikingkie aan. Hier is die vergrotings van bladsy 106, is net bietjie lekker makliker om dan te meet wat op die skale se gewigte aandui. Dit was nou 'n kort maar kragtige week se oefeningkies. Kom ons kyk na ons opdragte vir die week. Ons gaan werk met massa, ons doen ons hoofrekene op bladsy 104 en dan oefeninge 1, 2 en 3. Onthou ook jou blitswiskunde boekie, lekker weeklikse toetsies en oefeningkies vir julle om julle wiskunde vreeslik oulik op te skerp. Daar sê julle, ek hoop julle geniet julle week, bly veilig tot ons mekaar weer sien volgende week.